Voor ons begin wil ek jou vinnig herinner aan al die potgooi-reekse wat ek by betrokke is. Daar's natuurlik klipkouers wat fokus op Afrikaanse entrepreneurs en impakmakers, Boerpot wat fokus op die besigheid van landbou, Nostalgooi, my nuutste reeks waar ek gesels met legendes van die Afrikaanse vermaaklikheidsindustrie, mense soos David Kramer, Anton Goosen, Sandra Prinsloo ensovoorts. En dan my 2 nuwe potgooi-reekse, Buscrush wat die Engelse boetie is van klipkouers, en dan Pot of Gold wat gefokus is op die besigheid van mynbou. As jy in Pretoria is, kom maak gerus 'n draai hierop by ons plek in die R21 Corporate Park, genaamd Bouma at 21, waar ons 'n café het, ons het coworking space, ons hierdie raadsaal uit en my atelier is hier. So, as jy is, kom drink gerus 'n koffie en kom sê hallo. Welkom by die Klipkouer Saakondersteuningsnetwerk Potgooi radioprogram, oftewel die Klipkouer Son Potgooi radioprogram, waar ons elke Vrydag tussen 6 en 8 in die oggend met jou regstreeks gesels. Lekker leer, lekker luister. Ferry Hartzenberg, welkom in die atelier, lekker om jou hier so te hê. Goeiemôre Jacques, baie dankie dat ek hier kan wees vanoggend. Wat het jy gedoen met jou, jy weet, Gerrie Coetzee, sien ek is gister, gehoor hy is oorlede, en laat hom ons die bionic hand of iets, jy lyk of jy 'n bionic arm het, wat het jy gedoen? Dis nie 'n indrukwekkende storie nie, ek het in die badkamer geval. Ons het nou net oor aftrede gepraat, nee? Sy man, dit lyk nie lekker nie. Nee, ek het my gewrig gebreek, so. Nee, is nie versissies nie. Hoor die Ferry, maar ons het vinnig gesels, dan ons het 'n bietjie voorbrand gemaak oor die hele ding wat ouens nou by die huis gewerk het. En nou is daar 'n paar manne wat sê, nee, jy moet nou terugkom werk toe. So ek dink ons het gepraat vir daar's pros, cons, maar jy weet, en dan natuurlik 'n paar, ek wil sê, goedjies wat ouens, wat Marie altyd ook sal sê, jy weet, ouens weet nie. Jy weet, hulle weet nie, hulle is besig om nonsens aan te jaag. Het sy weerskante of werkgewer se kant of net die werknemer. Maar anyway, ek hoor na jou. Vertel ons 'n bietjie, wat is die stand van sake? Ek wil sê, wat is die pros en die cons en waarvoor moet die ouens versigtig wees? Die fancy Afrikaanse woord daar is vir van die huiswerk is afstandswerk. Nou, daar is uiteraard baie voordele en nadele ook. Die uitdaging om van die huis af te werk is hoe om die produktiwiteit te meet. En vir 'n werkgewer gaan dit die uitdaging wees om te kyk na die uitsette en die kwaliteit, eerder as om te kyk vir die hoeveelheid werk wat die individu gelewer het. Snaaks nog is presies wat jy mee begin het, Dewald, wat jy genoem het van, kom ons, moenie obses raak met waar die persoon is nie, raak obses met hoe meet jy produktiwiteit. Dit gaan ook, daar's ook 'n skuif van kantoorkultuur, want in die verlede was daar 'n cohesive verhouding, en nou skielik werk elke Pietie en Kosie van die huis af, so daar's nie meer hierdie spankultuur nie, en vir 'n persoon wat daarvan hou om op sy eie te werk, is dit lekker, maar om daai spankultuur te kry is dit moeilik. So die werkgewer gaan 'n bietjie ekstra effort moet insit om te kyk hoe gaan ons 'n plan maak om te kyk dat ons bietjie hoe mense te mentor en te kyk hoe kan ons daai spanbou bietjie beter te kan uitbrei om die kultuur in die maatskappy dieselfde te kry as wat dit was in die verlede. Wie dryf daai funksie? Ek bedoel, mense wil nou sê dis jou menslike hulpbron bestuur, maar ek bedoel as 'n rede hoekom hulle human resources, human remains noem in die maatskappye. Weet, waar is daai best practice? Is dit begin dit of is dit jou direksie, jou spanbestuurders en so? Uiteraard gaan dit begin by die menslike hulpbron bestuurder of departement, maar die uitdaging gaan wees, wat is daar nie menslike hulpbron departement is nie. Dan gaan dit uiteraard op die bestuur se skouers val. En baie keer is bestuur nie opgewasse om daai tipe verantwoordelikheid te aanvaar nie. En ongelukkig val die hele funksie dan plat. En dan raak dit 'n tamaletjie om dit baie sagkens te stel. Alright, so en waar, ek bedoel, is dit nou so eenvoudig soos ons gaan Google en gaan kyk YouTube, wat gebeur in Suid-Afrika waar ouens hulle self 'n bietjie kan, ek wil sê slimmer maak van, jy weet, hoe om tips en triks?
om hulle self slimmer te maak, ons as maatskappy kan bied funksies aan om werkers sterk te maak. Om hulle self voor te berei en te help en hulle hand vas te hou, hoe om prosedures op te stel en addisionele funksies te kan bied om werkers te help om hierdie funksie te bowe te kan kom. So wat is die gevaarlike dinge wat ek is nou baie nuuskierig nie. Wat is die touchy ding wat jy praat oor wat die ouens moet pas op voor? Dit is interessant, want in terme van ons wetgewing in Suid-Afrika, ons het seker een van die mees liberaalste wetgewings in die wêreld, maar die wet op basiese diensvoorwaardes dek jou nie as jy van die huis af werk nie. En so ekskuus dat ek wil nou definieer daai diensvoorwaardes vir die ouens wat nou nie, wat beteken dit? So, as jy werk in 'n werkskultuur, in 'n werksomgewing, is daar sekere wette wat jou dek, onder andere die wet op basiese diensvoorwaardes en die wet op wet op arbeidsverhoudinge. Maar as jy nou van die huis af werk, dan byvoorbeeld dan dek die wet op basiese diensvoorwaardes jou nie. Maar wat is dit? Wat is die wet op? Dis daai poster wat jy altyd in die muur moet hê. Korrek. Injury on duty seker. Maar wat ja. Nee, ek wil sê, soos in die bad val, word nie gedek nie. Onder andere. So, en as ek die ons dierbare minister van arbeid dophou, dan lyk vir my nie daar is enige beplanning om die wetgewing te verander nie. So ek is verbaas om te sien dat daar nog nie enige planne is dat hulle die wetgewing gaan verander om voorsiening te maak en hierdie geleentheid te absorbeer, om te sê, maar kom ons gryp die geleentheid aan om hierdie geleentheid om van die huis af te werk te absorbeer nie. Gaan dit oor die definisie van workplace? Of waar kom daai split in? Ja, dit is 100% korrek, want 'n workplace op die stadium dek net 'n werksplek en nie die werksplek per se van nie 'n virtuele. Ja. Okay, dis interessant. So dit het nie hy het nog nie aangepaste, die definisie het nie evolve om voorsiening te maak vir iemand wat nie by die werksplek is nie. Ja. So wat is, maar ek haak nou so 'n plaat vas. Wat is dan nou die badval is 'n voorbeeld? Wat is dan nog tipies? Wat word jy nie beskerm nie? En ek wil sê, wat is die implikasie vir dit klink vir my as nie die gevolge vir die werknemer is jy verloor dalk 'n belangrike persoon in die proses of iets onderbreek die werk. Die ander bekommernis is in terme van die werkloosheidsvoorsienings UIF. Ja, ek is nie seker dat dit jou gaan dek nie. Pragies. Okay, wel, dit is interessant. Maar die Basic Conditions of Employment Act is, elke werkgewer moet volgens wette teen die muur hê, en dit is goeie soos, wat ek verstaan, dit is soos die maksimum ure wat jy kan werk, dis letterlik soos om net 'n basiese, veilige, decent werkplek te skep. Dis nog nie al jou regte as 'n werknemer nie, is meer soos, wat mag die werkgewer nooit doen nie. Jy weet, sekere basic fundamentals at work. Ure wat jy werk, daar van die week wat jy... So daai is nou, byvoorbeeld, wat beteken dit? So as ek jou nou druk en ek sê vir jou, ek soek 80 ure 'n week uit jou uit by die huis. Sonder 'n lunch break. Dan gaan jy, sonder 'n lunch break, gaan jy, wat jy sê, is jy kan niks omtrent doen nie. Is dit wat op neerkom? Ja. So 'n ekstreme voorbeeld. Ja, maar die oplossing van dit is, mense gaan 'n ander benadering moet volg, in plaas daarvan om te sê, ek wil 80 ure by jou hê, want ek kan 80 ure werk, en ek kan 'n tydstaat invul, of jy kan my rekenaar dophou, en jy kan 80 ure by my kry, maar wie sê dit gaan kwaliteit produk wees? So jy gaan eerder moet kyk om te sê, wat is die kwaliteit in die eindproduk wat jy by my gaan kry? Die nadeel van dit is, jy gaan ongelukkig eers op die einde van die proses sien wat ek gelewer het. En dit is soos 'n fabriek. So jy kan eers op die einde van die proses sien wat die resultaat is. En jy kan nie intervensie deel maak van die proses tot die laaste stap nie. So as iets faal, dan ongelukkig gaan dit eers op die laaste minuut wees. Mag ek vra, is dit nie miskien ook dalk wat aansluit by wat Ewald vroeër genoem het van om die KPI's dan bietjie anders te definieer, om te sê, goed, waarna kyk ek? Wat kan ek as 'n werkgewer sien? Ek kan sekere goed in plek sit, so jy sê, ek kan jou screen dophou, of ek kan 'n
time tracker gebruik of ek kan een of ander stelsel gebruik waarop ons een of ander iets trek of monitor of so, maar jy kan ook, jy weet, so as jy kan die goed op ander maniere definieer, jy moet soveel van hierdie tipes blokkie aanskuif elke dag, of jy moet soveel van jou tyd hier aan hierdie tipe aktiwiteit spandeer, of jy moet soveel van hierdie uitkry, soveel e-mails stuur en jou inbox moet leeg wees en kliënte moet nie klaar dat jy nie by hulle uitkom of nie na hulle toe terugkom nie en sulke goed is ook daarom iets wat jy bietjie kan ook daarby sit wat nie net 'n eindproduk en outputting is. Die uitdaging met dit is ook, dit gaan baie meer hulpbronne verg om dit te bestuur. So in die verlede waar jy 'n oopplan situasie gehad het, waar jy kom ons sê maklik 100 mense kan bestuur het in 'n oopplan kantoor, gaan jy nou meer mense nodig hê, want jy kan nie 100 mense op jou laptop bestuur gelyktydig nie, dit gaan nie so maklik wees nie. Daai is 'n baie interessante punt, want my eerste gedagte is die hele tyd, okay, nou verkoop hierdie kantoorgebou. Ek dink aan Seatrack hier oorkant, daai gebou, dink ek vir 350 mense. Jy weet nou, okay, ek dink hulle almal moet nou kantoor toe kom, maar die punt is, wat jy nou sê is, ja, jy kan ook nou jou kantoor afskaal, maar nou skielik moet jy ekstra salarisse betaal om, soos jy sê, want jy kan nie een ou kry om 'n oopplan te bestuur nie, jy het nou 2 of 3 ouens nodig om die online oopplan te bestuur. Kom ons kyk na die geleenthede. Dit laat die geleentheid oop vir baie, want geen maatskappy is dieselfde as die volgende ene nie. En geen maatskappy is daar dieselfde voetdruk, template, wat by die volgende maatskappy kan gebruik word nie. So, daar's geleenthede vir maatskappye om sagte ware te ontwikkel, om te sê, maar hierdie sagte ware kan ek vir jou gebruik om jou maatskappy se mense te evalueer en byvoorbeeld KPI's te ontwikkel. So dit is dit dink jy dis waarna toe ons beweeg, of seker reeds deel, wat het jy nou met die tegnologie kant, is dit die tipe ding wat evolve, want ons het nou juist nou gepraat oor die whiteboard. Ja, ek dink die tegnologie is klaar daar, weet ek nog verder as KPI's gaan, ons dink aan OKR's, wat al 'n evolusie van KPI's is, so die tegnologie bestaan, ek wil sê is meer van 'n prosedure met jou bestuur en 'n mindset change, sê maar, hoe sit ons daai measurements in plek, en hoe kom jy by daai measurement en laat hy sin maak from top to bottom, dat hy inpas by die groter strategie. Ander uitdaging is ook nou, veral met groter maatskappye, is die werk-privaat balans. Want nou werk jy van die huis af en daai kantoor-privaat balans word nou grys. So werkgewers moet extra hulpbronne daarstel om vir werknemers te help, en dit sluit in dalk mentors en dalk sielkundige counselors, as ek die woord kan gebruik. So coaches, ja, om hulle te kan help, om sekere situasies te kan bowe te kom wat hulle nie in die verlede gehad het nie. So daar sien ek ook 'n geleentheid. Maar hierdie klink vir my, as ek nou die storie so luister, is ek wil jy dan so gou as moontlik in kantoor hê. En want dit klink vir my baie meer kompleks as jy dit reg doen om ouens van die huis laat afwerk. En nommer 2 is, jy as werknemer se incentive is jy is nie gecover nie. Nee? Wel, so wat, het voel vir my daar so hierdie, is nie vir my so clear cut, wil ek amper sê, ek die hele tyd in my kop, omdat ek nog altyd, jy weet, remote of field based, so dit is vir my normaal om so te werk, en daar is natuurlik meriete, en ons het gesê, party persoonlikhede verkies dit, ander nie, maar dit is vir my, hierdie lyk nie vir my na wen-wen, rarig vir beide partye, as ek dit so luister nie. Tog, daar is voordele. As ons mooi gaan kyk, as ons kyk na die situasie in ons land huidiglik, en as ons net praktiese goed in gedagte hou, soos die slaggate in ons paaie, die tyd wat ons op die pad spandeer, om te ry van jou huis af na die werk toe. Dis daai redreis komponent. Ja, so kom ons veronderstel nou maar dat ons stel vir Pietie aan op 'n 8 uur dag. Ons verwag 'n 8 uur dag uit hom uit. Niks keer om van 6 uur te begin werk tot 4 uur nie. So hy hoef nie tradisioneel 8 uur te begin, soos wat hy in die verlede by die kantoor gewerk het nie. Hy kan 6 uur begin, want hy hoef ons nou nie kantoor toe te pendel nie. So
daar's die voordeel. En nou het jy, en hy's 'n varser PT, want hy het nie road rage en stress en al daai dinge waarmee, en hy het ekstra tyd om met die familie te sit, nie, wat hy op die M1 spandeer het. En ons het nog nie gesels oor die 4-dag werkweek, wat ook om die draai is nie. Maar kom ons, as jy nou, ek wil jou nou nie in rede val en sê spring nie, maar kom ons praat ook, het voel, is ons nie reeds op 'n 4-dag werkweek in Afrika nie. Alhoewel, ek dink die Kaap is op 'n 3-dag werkweek. Dit is, daar's baie maatskappye, ek het nog nie regtig veel ervaring op dit, om veel terugvoer te kan gee, of het wel voordelig is nie. Daar's vir my nog te veel praktiese probleme wat dit werklik nie doenbaar maak nie, om te sê dat dit 'n praktiese werklikheid kan word. Ek dink die ironie is, ons praat nou weer, ons het deel jy het begin, en verder jy het ook begin met die hele ding van meetbaarheid, KPI's. Wat, by the way, wat het jy gesê, OKR. Wat se OKR? Objectives and key results. Are you okay? OKR. IR's. Wat sê jy sê? Objectives and key results. Okay, so is the outcome. Ja, en mense gewoonlik soos per quarter, en wees duidelik, wat probeer ons reg kry, wat het gebeur, om te wys ons is op pad sin toe. Yes. So, hierdie is vir my, as ons nou praat van meetbaarheid, en jy het nou 'n baie belangrike punt opgebring, in terme van pendeltyd. So, die feit dat 'n ou nie 2 of 4 ure, ek sê gemiddeld 3 ure in die verkeer vassit nie, maal 5, dis 15. So as ek jou van die huis laat afwerk, spaar ek jou 2 dae se pendeltyd. Jy hoor wat ek sê, so nou, die feit dat ek wil amper vir jou sê, jou grootste byvoordeel is, nou wil jy nog 4 dae werk, technically het ek jou 2 dae, wat jy spaar, nee. So dis seker goed wat nie vir my duidelik ook gemeet word nie, dis net maklik om 'n werksdag af te trek, maar jy gaan meet nie, wat is daai positiewe implikasie van om nie te pendel, byvoorbeeld. Een faktor wat ek agterkom is, wat ons nie besef, die waarde van tyd, of nie die waarde nie, so noodwendig nie, maar die koste van wat elke komponent wat byvoorbeeld in 'n vergadering ingaan, in terme van koste, en om te pendel en mense by mekaar te kry vir die werk, en tyd wat in kostes wat gemors word, dit is astronomies, en geld wat in die water gegooi word. So dit lyk vir my die grootste geleentheid by verre van 'n werknemer, werkgewer standpunt. En die grootste probleem is die feit dat ons is nie duidelike outcome driven, maar dit is weer die tegnologie waarmee gepaard gaan. Met ander woorde, weet jy wat is die koste van daai death by meeting? Weet jy wat is die koste van pendel? By the way, weet jy wat jou werknemer se koste om op en af te ry? Never mind die kwalitatiewe, daar's 'n kwantitatief kwalitatief. Nou kan ek nie aandete saam met my. Wel, dit is 'n interessante ding toe ons teruggekom het in Suid-Afrika en Gauteng, wat ek gesê het nou, maar ek verstaan nie die ratreis nie. Maar nou is ek entrepreneur en ek werk van die huis af. Nou verstaan ek nie wat die storie. Nou sê dit een vir my verduidelik, maar hang aan, as ek 3 ure 'n dag mors op die pad, al dag wat ek nou het, is Saterdag of Sondag om te gaan shop, of om, jy weet, letterlik huiswerk te doen, en ook nie eers rus nie, want dis altyd wat jy het, en dit het my nogal getref. Okay, nou verstaan ek wat jy bedoel, dit maak inbraak op, of jy kan nie as 'n familie aansit elke aand nie, jy kan nie by die rugby wedstryd wees, of die netbal wedstryd 3 uur vanmiddag nie, nee. So daar's 'n kwalitatiewe ding wat ons ook nie kan, en ek wil dis prysloos. Ek glo dat die afstandwerk gaan afhang van enige werkgewer, of dit wil maak werk, en of nie. So as jy regtig jou hart in dit sit, dan is daar die moontlikheid dat dit kan werk. Maar dit gaan afhang watter prosesse jy daar stel, en hoe jy dit voorberei. Ferry, baie dankie, dit was nou lekker kort en kragtig, maar Ernest, Ja, dankie man. Dankie Willie Wallis, Dewald. Klipkouers daar buite, julle met 'n heerlike naweek hê. Geniet daai, onthou nou as jy daar by die huis werk, dit trap mooi in die bad. En ons praat weer met julle volgende week. Lekker naweek.
Dankie dat jy geluister het. Besoek asseblief ons webwerf by www.klipkouers.com. Teken sommer in sodat ons jou op hoogte kan hou. Baie belangrik, gaan luister na ons ander potgooi reeks en episodes op Spotify, Apple Podcasts of YouTube. Baie belangrik, as jy hou van wat jy hoor, los asseblief 'n resensie sodat ander lekker mense soos jy van ons episodes te hore kan kom. En kom volg ons op sosiale media. Besoek net vir Klipkouers op Facebook, Instagram, Twitter, TikTok en natuurlik LinkedIn.